Goeienaand mense, Jappie hier so. Ja, ek wil praat oor die tydlyn misleiding en hoe dit in lyn is, die Lucifer se idees, hoe dit in lyn is met wat die Christenkerke vandag vir die mense leer. En dit is jammer om te sê, maar ook die wat sê hulle is nie in die kerke nie, wat ook vir ons volk preek en boodskappe gee, hulle is kop en een mis met dieselfde boodskap wat die kerke preek. Aangaande die tydlyn. En natuurlik daarop baseer hulle alles wat hulle vandag sien in die media. En as jou fondasies vrot is of jou fondasies is sleg, dan kan jy mos nie akkuraat wees met wat gaan gebeur of wat kom nie. En ja, dit is jammer om te hoor van die mense wat uit kerke beweeg, maar nog vasklou aan daardie idees van die kerke. Wat ek van praat is, alle Christenkerke verkondig dat ons is voor die deur van die groot verdrukking, dat dit is volgende op die tydlyn, en dat daar is 'n tweede koms van Yeshua dan, en dan is daar 'n 1000-jarige vrederyk, en dis waar hulle natuurlik stop, hulle praat nie verder nie. Maar as ons gaan kyk wat sê die Bybel self, sonder religious brille, sal ons sien dat ons is verder op die tydlyn volgens die Bybel. En soos ek sê, die Bybel self sê vir ons, waar is ons op die tydlyn? Jy hoef nie vir jou dominee of pastoor te vra nie, jy kan jou eie Bybel gaan vat en gaan lees, jy sal sien waar is ons op die tydlyn. Ons is in Openbaring 20 vandag, in die kort seisoen van misleiding, wat plaasvind na die 1000 jaar vrederyk. Gaan kyk my video's aangaande die tydlyn, en al die Bybelverse, oor die 70 Bybelverse wat ek vir julle daar gee, wat wys dat ons is in die kort seisoen van misleiding. Dat die tweede koms van Yeshua het gebeur alreeds rondom 70 na Christus, nie net volgens wat die Bybel sê nie, maar ook volgens wat die historikuste vir ons sê. Hulle het gesien hoe dat Yeshua en sy engele weermag terugkeer op die wolke. Hulle het dit neergeskryf. Mense soos Flavius Josephus en Tacitus en Josephon en vele ander. Hulle het dit gesien gebeur. Hulle het die trompetgeluide gehoor, hulle het geskryf hoe dat mense uit die dood uit opgestaan het. Allerhande dinge. So hierdie goed het al gebeur. En nou maar, hoekom sê ons kerke vandag dat dit nog moet gebeur? Ongelukkig, die kerke luister maar nog vir Lucifer. Hulle word nie deur jou as 'n gees gelei nie, hulle is verblind. Die mense oor die algemeen, meeste Christene is maar blind. Hulle word verblind deur hulle leiers. Hulle geestelike leiers verblind hulle. En hulle tas rond in die duisternis. En wanneer mens toelaat dat jou as 'n gees mens lei, en hierdie brille van die Christelike kerke afhaal, dan eers begin jou as 'n gees aan mens openbaar wat gaan eintlik aan. Ek wil gou hierdie profesie met julle deel, baie belangrike profesie. Dis Esegiel 12 van vers 21 tot 28. Ek het dit al vir julle gelees, maar ek wil dit weer lees, want as mens Jahua se woord eerste plaas, dan moet hierdie profesie vir jou duidelik kan wys, dat dit wat die kerk, wat enige geestelike leier vir jou preek oor die groot verdrukking, wat nou eers moet gebeur, is verregaande. Dis heeltemal onakkuraat, want dit is nie in lyn met Jahua se woord nie. Hierdie profesie, soos hulle sê, nullify enige idee van 'n groot verdrukking of 'n 1000-jarige vrederyk wat nog moet gebeur. Hierdie profesie wys vir jou dat dit moes gebeur het alreeds binne 'n tydperk van 100 jaar na enige profesie gegee is, na Esegiel. Esegiel, volgens die Bybel, is die laaste profeet wat profesie gegee het, van hom af kan mens maar sê, moes profesie vervul word binne 'n generasie wat dit hoor. Binne die generasie wat 'n profesie hoor, moet dit vervul.
So kom ons kyk hierso vanaf vers 21. En die woord van Jahwe het tot my gekom en gesê, mensekind, wat is dit vir 'n spreekwoord wat julle het in die land van Israel? Naamlik die dae gaan voort en van al die gesigte kom niks nie. Nou die mense het gesê, hierdie profesieë wat vir hulle gegee word is vir mense in die verre toekoms. En hulle het actually so sê ding gehad van dat dit is vir mense in die verre toekoms, so dit het niks met ons te doen nie. Daarom sê vir hulle, so spreek Jahwe, ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord, sodat julle dit nie meer as spreekwoord in Israel sal gebruik nie. Maar sê vir hulle, die dae is naby en die woord van elke gesig, want daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende verhaarsery in die huis van Israel meer wees nie. Want ek, Jahwe, sal spreek, wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Dit sal nie meer uitgestel word nie. Want in julle dae, o wederstrewige huis, sal ek 'n woord spreek en dit uitvoer ook, spreek Jahwe. Wat Jahwe hierso sê duidelik, is hy gaan nie meer profesieë uitstel vir toekomstige generasies nie. Van Esegiel af sou profesieë nou vervul binne die generasie wat dit hoor, sodat daardie spreekwoord nie meer gebruik kan word, dat dit is vir 'n toekomstige generasie, sodat dit niks met hulle te doen nie. Verder het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, mensekind, kyk, die huis van Israel sê, die gesig van wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is. Mense, is dit nie wat vandag aangaan nie. Jou Christenkerke en leiers wil vir jou kom sê, hierdie profesieë van Esegiel en die profete wat na hom gekom het, en Yahushua, die Messias, en Johannes die Doper, al hulle profesieë vervul nou eers duisende jare na die tyd. Dis nie in lyn met wat hierdie profesie sê nie. Dis mos nou onmoontlik. Mensekind, kyk, die huis van Israel sê, die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is. Daarom sê vir hulle, so spreek Jahwe, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek Jahwe. Geen woord, geen profesie sal meer uitgestel word nie. Mense, verstaan julle dit? Verstaan julle dit? Wat Yahushua gesê het vir sy disippels in Matteus 24 en Lukas 21, van die eindtyd, van die groot verdrukking, van sy tweede koms, van die oorloë, van die valse leraars, van al daardie dinge, van die vervolging, dit het vervul in daardie generasie, net soos hierdie profesie sê. Dit kan nie vervul nou eers nie, dit is onmoontlik, volgens die Bybel. Ek het mos nou hier vir julle gelees, dat Jahwe het gesê, dit sal nie meer vervul in die verre toekoms nie. Geen profesie sal meer vervul in die verre toekoms nie, na Esegiel. Mense, julle kan na hierdie spesifieke profesie verwys, as jy met jou dominee wil gaan praat, of jou geestelike leier, ek wil nie name noem nie, ek dink aan 'n paar, maar ek wil nie name noem nie. Ek is nie so type mens wat name noem van ander mense wat verkeerd leer nie. Julle behoort te weet wie dit is, want eintlik maar 99% van die geestelike mense van Suid-Afrika glo verkeerd in elk geval. Maar hulle weet dalk nie van hierdie profesie nie. Want hier sê Jahwe, dit sal vervul in die generasie wat dit hoor. So wat Yahushua vir sy disippels vertel het van die eindtyd, in Matteus 24, het vervul in hulle generasie. Dit moes. Maar dit is ook hoekom Yahushua vir hulle gesê het, dat van hulle sal nog lewe as hy terugkom. Hy het vir Kajafas, die hoëpriester, almal wat daar by sy vonnis was, gesê, hulle almal sal hom sien terugkom op die wolke. Hy het gesê in Openbaring 1:7, dat die Romeinse soldate wat hom gekruisig het, sal hom sien terugkom op die wolke. Nou mense, dis mos baie duidelik, is dit nie? Dan moes dit mos nou gebeur het in daardie tyd. Hoe kan dit uitgestel wees 2000 jaar en nou eers gebeur?
Dan maak julle Jehoshua, ons Messias, uit as 'n leienaar. Dan het hy gelieg vir Kajafas, hy het gelieg vir Johannes in Openbaring, hy het gelieg vir sy disippels, hy het vir almal gelieg. Het hy gelieg? Nee, hy het nie gelieg nie. Matteus 24:34 sê hy vir hulle, nadat hy alles vertel van die eindtyd, sê hy vir sy disippels, al hierdie dinge wat ek vir julle gesê het, sal in julle geslag vervul. Gaan lees daar, mense. Hy sê dat dit sal in julle geslag vervul. Nou wil hulle kom staan en sê, nee, maar dit sal vervul in die geslag wat hierdie tekens sien. Die disippels het ook daardie tekens gesien. Hulle is vervolg deur Rome. Hulle is vervolg. Hulle moes vlug van stad tot stad, net soos hy gesê het. Al daardie dinge hulle het oorlog gesien. So al daardie tekens het vervul in hulle tyd ook. Hoe kan jy sê dit het nie in hulle tyd vervul nie, maar het vervul nou eers? So, hierdie profesie, mense, sê duidelik dat enige profesie wat uitgaan na Esegiel moet vervul binne, kom ons sê maar 100 jaar. Want generasie in die Bybel so verskillende lengtes van het sê, hulle is 40 jaar, in Deuteronomium 15 praat van 100 jaar per generasie. So, dis ook moet ek sê, die hoogste wat mens maar kan gaan seker is 100 jaar, dan moet dit wat die profeet gesê het, moes vervul het. Binne 100 jaar. So, daar het ons dit. Dan kan ons nou nie gaan en sê, Openbaring gaan oor dit en dat vandag, en Trump, en Babylon is Amerika, en al daardie goeters nie. Dan kan jy dit mos nou nie doen nie, want dit het dan vervul. En dit het, rondom 70 na Christus. Dit het alles vervul, wat in Openbaring staan tot om hoofstuk 19. Natuurlijk gaan ons soortgelyke dinge sien vandag gebeur. Van dit word so bepaal deur Lucifer self, want hy wil die Christene mislei. Ons is in die kursseisoen van misleiding in elk geval. Hy is van plan om ook 'n valse Messias voor te bring, glo ek. Om dit te kan doen, moet hy hê dat die mense glo, ons is nou in die groot verdrukking. Hulle moet dit ons dan nog glo. Want dis eers dan wat die tweede koms van Jehoshua veronderstel is om te gebeur. So as hulle glo dat dit nog nie gebeur het soos wat dit het, rondom 70 na Christus nie, soos wat die historikuste sê, en soos wat die Bybel sê, as hulle dink dit moet nou maar eers vandag gebeur, dan kan hulle mos nou mislei word. Dan kan daar 'n valse Messias verskyn, en hulle gaan hom volg, en hulle gaan dink dit is Jesus. Ek het 'n visioen gehoor van 'n vrou, wat Jehoshua vir haar gewys het, hoe sterk gaan die misleiding wees as 'n valse Messias verskyn. Maar dit gaan 'n gevalle wees wat verskyn. En dit wat hy uitstraal, gaan die mense laat voel asof dit beslis Jesus is. Dit gaan 'n baie sterk misleiding wees, mense. As jy nie die Bybel glo nie, as jy nie die waarheid glo nie, gaan jy mislei word. 90% seker van Christene gaan mislei word in die begin, deur hierdie valse Messias. Diegene wat die Bybel ken, hulle gaan dalk daaruit kom. Maar hoekom moet jy eers daardeur gaan? As jy dan nou alreeds kan weet, maar hy het al gekom, so daar is 'n valse Messias. As jy mos nou gaan lees in die Bybel en jy sien hy het al gekom, dan kan hulle jou mos nie mislei met dit nie. So dis hoekom ek hierdie goeters vir julle vertel. Maar soos ek sê, ongelukkig, meerderheid van gelowiges glo die leuns. En baie van hulle is hoogmoedig, hulle wil nie iets niets hoor nie. Hulle dink hulle het al reeds al die waarheid, hulle het al die puzzelstukke kanstig gekry. En dan is dit soos blindes wat blindes lei en almal val in 'n gat.
Ek wil nie, julle moet in die gat val nie. Gaan lees julle Bybel self. Kyk my video's waar ek al die Bybelverse vir julle gee. En dis waarop ek my idees baseer, nie op my eie emosies, of hoe ek voel die dag nie, of wat ek geconjure up het in my eie kop nie. Ek gee vir julle die Bybelverse. Ek wys vir julle uit die Bybel soos vanaand. Wat gaan aan? En ek wys vir julle dat Jehovah self sê, 'n profesie sal vervul in die generasie wat dit hoor. So, weg is die idee van dit is eers so 1000 of 2000 jaar later. Weg is daardie idee. Niemand meer kan dit vir julle vertel nie. Want hulle maak dan Jehovah uit as 'n leienaar. Dan sê hulle eintlik Jehovah het teruggegaan op sy woord, wat hy vir Esegiel gegee het. Hy het teruggegaan op daardie woord. En dit beteken dan die mense kan nou weer daai spreekwoord gebruik van die profesie is vir 'n generasie in die verre toekoms. Jehovah het ons nou duidelik gesê dit stop daar en dan met Esegiel en na hom sal dit nooit weer so wees nie. Nooit weer sal 'n profesie wees vir 'n baie verre generasie nie. Dit sal vervul in die generasie wat dit hoor. Nou, natuurlijk sal jy seker nou maar Christene kry wat probeer hierdie profesie verdraai, hierdie verse verdraai. Nou maar gaan doen julle studie oor hierdie profesie en julle sal sien, dit is wat dit sê. Mens kan dit nie verdraai nie. Dit beteken jy moet nou maar jou idees gaan verander oor wat eintlik aangaan om jou, waar ons is op die tydlyn. En dan moet jy gaan kyk, nou wat lê dan nou eintlik voor vir jou, vir my en jou in hierdie tyd. Soos wat dinge progress in hierdie wêreld, gaan mense meer en meer besef dat ons is eintlik in die tyd van die Gog en Magog oorlog. Ons is eintlik in die tyd van die tweede Exodus. En ongelukkig baie mense weet nie eers van die tweede Exodus nie. Dit is wat Nicholas van Rensburg ook gesien het wat hy gebed Christen in Suid-Afrika te vlug. Dis die tweede Exodus. Die hele Bybel praat daarvan. Dit gebeur in die kortseisoen van misleiding. Dit gebeur tydens Gog en Magog se groei in krag en autoriteit in die wêreld. Want Gog en Magog moet vir die wêreld kan sê, kom ons gaan omsingel die kamp van die gelowiges. Voor hulle dit kan sê, moet hulle eers al hierdie nasies oorwin om dit te kan sê. Dit is in die pipeline, dis wat nou volgende moet gebeur, mense. Ons is heel in die einde van die bestaan van die wêreld. Ons is heel in die einde van Openbaring. Ons is by Openbaring 20, 21, 22. So is jou tweede Exodus, jou Gog en Magog wat nou groei in autoriteit, en dan die finale slag van die Gog en Magog wat die kamp van die gelowiges gaan omsingel by Suid-Afrika. Dan is dit die wit troon oordeel. Dan is dit 'n nuwe hemel en aarde. Dan is dit 'n nuwe Jerusalem wat op die aarde geplaas word. Dis waar ons is. Ja. Maar dis wat ek graag weer eens met julle wil deel, want mense raak nogal moeg om hierdie stories te hoor van die Christene wat vir jou wil kom vertel. Openbaring sê dit. En Matteus 24 waar Joshua vir hulle sê van die eindtyd, sê dit en dat vir ons. Dit het niks met ons eers te doen nie. Dit was vir die disippels. Hy het al vir die disippels verduidelik wat gaan met hulle gebeur. Hy het vir hulle gesê, as dit gebeur, vlug julle na die volgende stad. Hy het gesê, moenie julle nie worry nie, dis vir die toekomstige generasie. Hy het geweet, dit kan nie wees vir die toekomstige generasie nie, want Joshua het geweet wat sê Esegiel 12. Hy het geweet, dit wat hy vir sy disippels sê, moet vervul in hulle generasie. En dis presies wat hy vir hulle gesê het in vers 34. Matteus 24:34. Dat dit gaan vervul in hulle generasie. Wat bevestig dat wat Esegiel 12 sê is akkuraat. Geniet julle dag verder. En so kyk waaroor ek praat volgende. Ek moet seker die Galasiërs aangaan met dit. Galasiërs 3 is eintlik die belangrikste hoofstuk en ek het dit nog eers deurgegaan met julle nie. So ek wil dit doen. Ek het 'n video gelos oor die draak onder die see vir die van julle wat belangstel en daardie tipe goed.
op my Engelse kanaal, Rabbit Hole Israel, as julle dit wil gaan kyk. Dat hulle het surveillance op die draak. Ek praat daaroor, seismometers en so aan, by Antarctica. Interessante dinge daar. Maar is nie so belangrik nie. Hierdie wat ek vanaand oor praat is baie meer belangrik. Ja, die wêreld, dinge is aan die gang. Nie te lank in die toekoms nie, dan gaan Rusland sy fokus plaas op Europa en dan begin uitkring hierdie oorlog van Gog en Magog waar die nasies inpalm, saam met sy alliansies, saam met die moslimlande, saam met China. Dis in die pyplyn. En volgens die Bybel gaan Lucifer Gog en Magog gebruik om hierdie nasies te oorwin. So dit gaan gebeur, mense. En dan kry ons die slag van Gog en Magog, die finale oorlog, waar hulle die kamp van die gelowiges omsingel by Suid-Afrika. Ek het video's oor al hierdie goed, so jy kan dit gaan kyk as jy wil. Groete.